vandag kan ek nie anders doen nie, die ligte kom nie aan as die generator werk, dis vir baie jammer vir dit. En die lig verblind met daar agter, so ek kan nie minder sien met wie ek praat. So ek maar net vir jou kyk hier voor. Ja, wil ek noem dat so toilet daar agter, dis die nood ene, maar daar is ook toilets agter die verhoog, daar deur uit, agter die verhoog, dis eintlik die groot toilets, as jy dit nodig het, is daai dalk besete is, som net vir die trappie, dat is 'n redelike trappie, as jy daar van al twee kant, maar net die kant, vrouwens die kant. Ok, so. Goed, kom ons sit net so, en ons open met gebed. Vader, Here ons dankie dat ons hoop en genade, lewe, liefde, Here, alles wat mooi is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, by U kan vind, dat ons troos by U kan vind, Here. Dat ons kan in hierdie deel mekaar wêreld en 'n wêreld wat in 'n lewe wat teleurstel, dat ons sin en betekenis kan vind in U. Dat U vir ons die antwoord gee wat ons soms nie eers altyd kan met woorde beskryf. Bid vir die familie dat U hulle sal seën, bystand, vertroosting, versterking, dat U hulle sal lei van krag tot krag. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed, hierdie is dan die aandenkingsdiens van Jan Hendrik Lodewyk Oberholzer. Gebore die 6de van Junie 1946 en gesterwe 24/9/2025. So ek so vinnig as hy 79 is. Ja, ek hou vir u die begrafnisbrief voor daarso. Hy sê ons neem met swaar harte afskeid van Jan, geliefde eggenoot, pa, oupa en oupa grootjie. Hy was altyd bereid om te help wanneer iemand in nood was. Hy het met wysheid en sagtheid raad gegee en die mense aanvaar soos hulle was. Sy goedhartigheid en nederigheid het 'n blywende indruk op almal gemaak wat hom geken het. Ons is dankbaar vir die mooi herinneringe en die liefde wat hy in ons lewens agterlaat. Die mooiste erfenis wat 'n mens kan nalaat is liefde. Liefde gemis deur sy eggenoot, kinders, kleinkinders en dan die kennisse en vriende wat vandag hier is. Ons gaan, dankie Jan, ons daar die liedjie sing, hy is in die blaadjie. Wat 'n vriend het ons in Jesus, woordjie is vir julle daar. 2 versies, ons gaan dit staande sing, as ons die inleiding kry, dankie Jan, dat help. En kom ons staan so, en dan is ons reg om saam te sing. Vriend getrouwe, as hy
nodig weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Amen. Baie dankie. Jy kan die sitplek neem, baie dankie. God is so getrou, wat wil deel hy draai nie 'n blinde oog as ons in die nood is nie. Hy is die een wat getrou bly tot in ewigheid. Nou kom met die deel vandag, en dis omdat dit so baie gebruik word, probeer ek altyd hierdie skrifgedeelte vir my. Maar vandag gaan ons ook nie vir my. Psalm 23. Omdat hy juist so gewilde psalm is, maar ek glo ons gaan ietsie niets daar uithaal. Maar ek lees hom vir u, dis natuurlik, die woord van God is altyd mooi, altyd positief, altyd stigtend en opbouwend, en dis wat ons nodig het vandag. Psalm van Dawid, hy sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam wil. Gaan ek ook in die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae tot sover. Dis interessant, ek weet nie, jy dit dalk al gehoor, maar ek hou om die storie te vertel van die klein seentjie, wat, jy weet, seentjies, die meisies, seentjies nie altyd lus om te leer nie. Die klas kry opdrag om hierdie psalm te gaan memoriseer en dan die volgende dag nou op te sê. Nou klein Jannie, hy kom toe die volgende dag, kom hy, en dis toe nou sy woord, beeld om die ding op te sê, en hy sê, die Here is my herder, en dis al wat ek hoef te weet. Short and sweet. En dis die waarheid. Dis so die waarheid. So weet die Here is jou herder. Dis niks verder om te weet, niks verder om te worry. Maar dis die wonderlikste. Maar wat ek wil gesels oor is nie die feit dat hy die herder is, 'n bietjie meer lig sit op vers 2 en vers 3. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid. Hy lei my. Dis die klem waar ek wil los vandag. Dis daardie gedagte. Ons praat oor die goeie herder. Daar's weer 'n hele ander preek oor dit, en 'n volpreek oor dit, en baie ander teologiese pastoor preek oor dit, oor die herder. Op die einde sal ek ietsie sê van die herder, maar ek wil ietsie sê net vandag oor die feit dat hy ons lei. Nou ons goue jaar, ons te groepie, 'n bidgroepie op 'n Woensdag, nou ons kan hulle aan, wat ons sing, hulle laat my speel vir 'n uur aan mekaar. Ek nadat weet ek nie wat seer my rug, my hande, my stem, wat is seer nie, maar hulle sing vir 'n uur aan mekaar. Nou, een van die liedjies wat hulle sing, hulle soms seker ken, is veral Dani Boot op gesing, is lei my. Lei my, Here lei my, Here lei my. Nou, dit is 'n kwartjie van dit, dis asof hulle net die lewe kry, as jy daai ding sing. Ek speel ons so 'n bietjie met 'n goeie ritme ook. Maar dis die waarheid, die grootste waarheid, dat hy lei jou. Hy lei jou. Hy wil jou lei. Ons kan natuurlik sê nee. Dis stupid, dis kies. Maar dis dom. Ek wil ook sê, dis breinloos, as 'n mens vir die Here sê, nee, dankie. Ek het nie jou leiding nodig. So, in vandag se lewe het mens absoluut sy leiding nodig, sy gees nodig, onderskeiding van gees nodig, om net deur 'n dag te kom in hierdie wêreld wat tussen al die multimedia deur te kom, al die sosiale media, wat allerlei boodskapies gooi heeldag, en jou wil bang maak, en die in jou jaag hier, en jou jaag daar, en iemand het nou dag gesê, ons sal 'n baie beter lewe hê, as dit nie is vir sosiale media, met al die goedetjies en boodskapies wat deurkom, maar kom ons praat nie daaroor vandag nie. Wat ek wel dan wil sê is, deur al hierdie goed,
valse boodskappe gelei te word. Dit is moeilik om God se stem te hoor, as daar soveel stemme is. So daar is sommige stemme wat dan moet stil word. En dan moet stil word. Wie stil en nou, Psalm 46. Wie is stil en weet dat ek die Here is. Dit kos stil word. Ons kan nie kompeteer met die malle gang van hierdie wêreld. Dan sê ook in Hebreërs 12:1, hy sê, Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde, wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop, wat voor ons lê. Dan gaan hy vers 2 toe. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman, en volëinder van die geloof. Jy sien, hy is ons leidsman, hy wil dit wees, hy kan dit wees, hy is dit, en hy lei, en dis jou keus of jy volg of nie volg. Hy lei soos 'n herder, ons weet die herders van daardie tye het nie die skaap van agter, die herders het voorgeloop en gepraat en gesing, en baie keer wat gesing het, was lof en aanbidding en lieder, geestelike liedere wat hulle gesing het, en die skape het hulle net gevolg, na hulle stem geluister en hulle gevolg. Hier sê die skrif in Hebreërs dat die Here is ons leidsman. Selfde ding as 'n herder, die Here is my herder, die Here is my leidsman. Hy loop voor my uit. Maar daar waar hy lei, dis waar ek en jy moet uitkom. Ons kan baie ander plekke uitkom, maar daar waar hy lei, is die plek waar ons moet uitkom. Nou hierdie lewe is chaos, die lewe maak sy draaie, en as 'n mens kyk na, as jy kyk na Adam, ek meen, hulle is verbann uit die tyd van Eden uit, nadat hulle gesondig het, en daar's die Gerubs daar gesit met swaarde, en jy wou nie kompeteer met daai swaarde nie, want ek dink dit was groot en huge geweest. En Moses moes vlug, en hy het 40 jaar bly in die woestyn, pas hy klein veel op in die woestyn. Dis nie ideale leefstyl vir 'n mens nie. En as allemaal dinge wat gebeur, soos dit aan Naomi in Rut, as hongersnood in die land, hulle moet vlug, en hulle gaan kyk in Moab, kyk hulle of hulle daar 'n beter lewe kan maak. Weet die lewe het Gauteng, maak jy maar, dan gaan jy afkaap toe, jy gaan daar net so mal word. Alhoewel hulle die berg in die see het, maar ek dink is besigger dierde daar, as wat deur Gauteng is deesdae. So dit help nie om Moab toe te vlug nie. Maar wat die Here wil plaas in jou gebruik. Abraham was 'n swerwer gewees, nooit vaste eiendom gehad nie. Paulus het gepraat van 'n tentwoning, van 'n tydelike tentwoning, praat Paulus. En almal is half op 'n doel deur hierdie lewe. Die vraag is net, wie is jou leidsman? Wie is jou leier? Wie loop voor jou? Die volk wat deur die woestyn getrek het nie 'n krisis gehad nie. Alhoewel hulle in die woestyn was en afhanklik van God was vir môre kos en môre water, was hulle veilig, want God was hulle leidsman. Hulle was veilig daar gewees. Jesus is ons eindbestemming, hy is ons vrede, hy is ons krag, hy is ons redding, ons bevrijding. Dit is hy wat ons het. So, as jy Jesus het, dan is jy redelik op 'n veilige pad, wat hy sê. Jesus sê in Johannes 14, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sal ek dit vir julle gesê het. Ek gaan vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem. Julle geliefde, so 'n keer voordeel. Eerste plek, jy kies ons altyd die bestes, jy weet, as die spanne moet kies en goed, en dan kyk jy so deur, dan kies jy die bestes. Sy plekje is voorberei. Jesus het ook normaal en hom kon roep, en hom in te trek. So wat hy ook sê, hy sê, as ek gegaan het vir jou 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sal ek julle na my toe lei, ek sal jou lei na jou ewige destinasie, jou ewige
bestemming. Dit is die leiding wat God, hy lei jou deur die fase van hierdie lewe en hierdie wêreld, en hy lei jou deur die dood, hy lei jou tot op die plek waar jy moet wees, jou eindbestemming, waar daar niks verder is nie, waar daar niks meer trane is nie, waar daar nie meer hartseer is, waar daar nie meer siekte is nie. Hy sê nie ons eindbestemming nie, maar hier, terwyl ons hier op aarde is, Johannes 14 sê, hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Terwyl ons hier is ons die weg, ons wandel daar die weg in die waarheid van sy woord, die waarheid van sy woord, wat ons vry maak, en deur dit te doen, kom ons uiteindelik by die ewige lewe uit. Die lewe wat ons selfs al in hierdie lewe kan ervaar, lewe en lewe in oorvloed. Met Jesus as jou leidsman, is dit net enige kant toe, 'n wen-wen situasie. Al maak het bietjie seer. My pa was so 73 toe omgegroeid het. Maak seer. Is nie lekker nie. My ma was 76. So dit maak seer. Maar daar is 'n ewige destinasie waarheen die Here met ons op pad is. En die ding is met Jesus wat nie net die pad is, hy sê ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Hy is dit. Hy staan nie net langs die pad en sê jy die kant toe. Hy is absoluut deel. Hy verberg jou in homself as jy besluit om die pad te loop. Dit is amper asof hy jou op sy skouers neem en jou aanhaal en jou deurvat, want hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy staan nie jou kant en sê vir jou, weet soos 'n skeieregter of 'n coach langs die kant, weet skree en vir jou bevele gee. Hy saam met jou in die stryd. Dis 'n goeie ding om vir ons vandag, in die dag van ons lewe, om seker te maak dat ons reis, ons destination na die ewigheid in die regte persoon se hande is. Dat Jesus jou leidsman is. En nie die nuus of die sosiale media of boeke of enige ander kennis, maar Jesus. Want hy sal jou deur die lewe lei en hy sal jou deur die dood lei en hy sal jou ook in die ewige lewe inlei. Want hy is iemand wat weet waarheen hy gaan. Hy ken die pad. Hy weet waarheen hy gaan. Hy is iemand wat die pad ken, want hy is die pad, maar hy ken die pad, maar hy ken ook jou pad. Hy ken jou verlede, hy ken jou toekoms, hy is die een wat jou in 'n beter lewe kan inlei. En tot op die klimaks, die dood, die sterfte van 'n gelowige is die klimaks van ons lewe. Want Paulus sê ons sterf in oorwinning. Dis nie 'n nederlaag nie, dis 'n verlies vir ons wat agterkom. Dis 'n verlies. Maar vir hom wat sterf in Christus is dit. Ek sê altyd, as jy kan die grootste loser gewees het in jou lewe. Jy kon altyd verloor het, maar die dag as jy sterwe in Christus, dan kry jy die beker. Maar dan sterf jy in oorwinning in Jesus Christus, want hy is jou leidsman. Is die wat vir jou soek. Met God as jou leidsman. God as jou herder. Hier, aan hierdie kant, is jy obviously veilig. Jy is veilig. Wat God begin het, soos gaan kyk na Filippense 1 vers 6. Hy sê, Paulus sê, ek is verseker dat die goeie werk wat God in jou begin het, sal hy volbring tot op die dag van Christus. So God loop 'n pad, hy lei jou tot op die dag van Christus, tot op die dag wat jy sterwe en daarna. Hy is getrou. Hy maak klaar wat hy begin het. As jy jou lewe in sy hande sit, hy sal jou deurdra. Hy sal jou deurdra, as jy veilig deurdra. Hy hou jou vas in hierdie lewe. Hy hou jou vas in die dood. Hy is net oor ons. Psalm 90, hy sê, voordat die berge gebore was en u die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. So ons om te weet dat ons lewens dan ook ons sterwe in God se hande is. In hierdie leidsman se hande is. Wat hy opneem. God hou jou vas hier en nou
en aan die ander kant. Hy vat jou absoluut deur, as jou lewe in sy hande is, as jy in hierdie lewe lewe en sê, die Here is my herder, hy lei my. En as jy toelaat dat hy jou lei hy 'n groen weiveld. Groener weivelde, want daar waar hy nou is nie die beste. Volmaakte omstandighede, teenwoordigheid van God. God bly getrou. Hy is die ewig onveranderlike God, en wie daar geen gedagte van verandering is, hy is gister, vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Nou net so 'n bietjie terug te kom ten slotte, na die Heer is my herder. Ons het nou gekyk na die feit dat hy ons lei, maar wie is hierdie Heer wat ons herder is, wat ons lei? Die Here, met hoofletters gespel in die ou vertaling, praat van Yahweh. Dit is die grootste God wat daar kan wees. Dit is die grootste beskrywing van hierdie groot God wat ons kan hê, Yahweh. Nou, Jehovah is die vertaling of Yahweh, beteken the self-existing one. Hy is voor alles, na alles, hy is alles, hy is oor alles, hy is net daar, niemand het opgemaak nie, niemand het hom uitgedink nie, hy is net God. Hy het nie begin en einde, jy kan hom nie verklaar nie, jy kan hom nie pinpoint nie, jy kan hom nie in 'n blik druk nie, jy kan nie op 'n rang sit. Of jy kan doen is jy kan hom aanneem, of jy kan hom weier, as jou herder, of jou leidsman. Dis al wat ons kan doen met hom. Of jy neem hom aan, of jy weier. Dis jou keuse. Nou, die hervormers het ons hervormers hier en vir mense vandag. Nee, hulle allemaal Pinkster. Nee, maar kom, was die hervormers? Ek sê hervormer, wat 'n pastoor geword, maar ek sê steeds hervormer. Hulle het 'n verklaring van God wat sê, hulle noem hom die gans andere God. Dis so mooi. Dis so mooi. Die gans andere. Die totaal anders God. Want hy is enige God wat is, ek weet, al die ander goed is idees van mense. Nou my vertaling van hierdie Yahweh Here is die altyd aktiewe teenwoordige God. Want hy is altyd teenwoordig en hy is altyd aktief. Ek weet nie altyd wat moet ek eers sê. Want dis wie hy is. Hy is altyd in aksie. Hy is altyd in aksie. Jy kry sulke mense op, ons altyd besig. Kan nie stil sit nie. Dis hoe die Here is. Hy is altyd besig. Want hy is die leidsman, hy is die herder. Hy kan nie sit en slaap. Hy moet kyk na sy skaap. En hy doen dit. En hy doen dit goed. Hy is altyd actieve teenwoordig God. Hy is God oor die hemel, hy is God oor die aarde, hy is God oor die hele skepping, hy is God oor die werk van sy hande, hy is God oor die graf, hy is God oor die dood en die hel. En die hemel. Hy lei. Hy lei. As hy jou nie lei nie, dan gaan jy verdwaal. Maar ek glo julle almal weet wat nie. Maar as hy jou lei, sal jou spore lei uiteindelik. Hy sê hy lei my baie van geregtigheid, spore van sy geregtigheid, waar ons uiteindelik in 'n perfekte, volmaakte, volkome geregverdigheid voor God kan staan. Dis wat ons, dis die erfenis wat ons het wanneer ons sterwe. Ons het nie, niemand is lus om dood te gaan nie, maar dit is waar jy in jou pad is, as hy jou leidsman is. Romeine 11:36 sê, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dis hierdie groot God wat ek net so 'n bietjie wil beskryf. Dis hy wat jou lei as jy wil. Amen. Kom ons bid. Vader, ons dank U, Vader, vir die goedheid, vir die guns, vir die genade, vir die woord wat so kosbaar is, die woord wat so kragtig is, wat ons soveel leiding, soveel versekering, soveel sekuriteit gee, dat ons nie anders te kan as om te sê, ja, Heer, wees U my leidsman, wees U my herder, want waar U lei, is lewe, waar U lei, is geluk, waar U lei, is oorvloed, waar U lei, is troos en betekenis in hierdie lewe, en uiteindelik lei U ons. Die werk wat U ons begin het, volbring U. Uiteindelik lei U ons in die ewige lewe, die ewige heerlikheid, in die teenwoordigheid
Bid vir elke persoon, die Here, dat dit elkeen se deel sal wees, dat dit elkeen se besluit sal wees, dat Jesus is nie net beherder nie, maar ook my leidsman. God gee die belofte, as hy jou leidsman is, sal hy ook jou geloof voleindig. Ons dank U dat ons in daardie volkomenheid van die evangelie kan staan, van die woord van God. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ons gaan luister na 'n lied, en daarna sal ek weer gesels. Dankie pastoor vir die boodskap. So mooi om te hoor dat die Here lei en dat ons moet kies om te volg. En hierdie liedjie wat ek vir julle gaan sing nou is die naam is Creator. Maar hy praat van in Lukas waar Jesus in Jerusalem inkom. Skree almal prys hom, heilig is die Here, en van die Fariseërs in die gehoor sê vir Jesus, maak jou disippels stil. En hy sê volgende, hy sê, selfs al maak julle stil, selfs al bly hulle stil, sal die klippe my uitroep. En dit bring my daarby neer dat, as jy die Here kies om jou leidsman te wees, as jy die Here wil volg, is my beroep op julle om Here te prys in alles wat jy doen. Op die einde gaan ons almal die hele tyd sê, God, hy is heilig, heilig, heilig. Ek sê vir julle. Praise Him, all you creatures, great and small. Praise Him, summer, winter, spring and fall. Howling winds, rushing streams, rolling hills, crashing seas, lift your voice and worship your Creator. Praise Him, gleaming moon and burning sun. Praise Him, all you spinning spheres above. Shining stars, golden beams, choir made of galaxies, lift your voice and worship your Creator. Holy, you are holy, earth and heaven sing forever. Holy, you are holy, no creation praise Creator. Praise Him who stepped into what He made, paid our debt and pulled us from the grave. Every heart He sets free, every soul that's been redeemed. Lift your voice and worship your Creator. Holy, you are holy, earth and heaven sing forever. Holy, you are holy, no creation praise Creator. This my great and everlasting hope. I've been saved and heaven is my home. I can't wait for that day when I see you face to face. For I was made to magnify my Maker. Yes, I was made to walk beside my Savior. I'm created to worship my Creator.
gaan begin by my broer en Stef. En julle het verskriklik baie gedoen. Dankie. Op en af gery. Baie dinge gedoen. Soveel as ek dankie. En my vrou Cornelis wat net saam met my was. Dankie vir die pamfletjies, die slides en die bystand. En dan vir die familie en vir vriende wil ek ook sê dankie. Baie dankie vir julle want die support is net baie talineer en al weet so en julle altijd dankie. En vir pastoor Derek, boodskap is beautiful, dankie. Maar weer, en vir die mense wat die gehelp het, julle het baie gedoen. Ek het eintlik niks gedoen, eintlik niks. Ons net hier kom sit, niks beplan gedoen en hulle het alles net mooi gemaak. So baie dankie vir julle. Skytlik net. Uitlik dankie vir die musiek, waardeer baie. En dan ook Nico hierdie van Integrity. Ek ken Nico persoonlik, so dit is nou nogal staatsgericht. Pastoor het vir my Nico se naam gegee om te help. Met van die goedjies so met Integrity ook baie dankie sê. Alles dinge hierdie maar ja. Dankie dan weer eens en elkeen van julle wat hier was. As party mense wat natuurlik hier kan wees vir redes nie. Maar nog steeds die boodskappe, die gebede en ja, ons is lief vir julle almal en dankie. Dankie. Ek net afsluit met 'n skriflesing. Dan gaan ek die seën uitspreek. Wat dan gebeur is, as ek klaar is met dit, gaan nie 'n geleentheid kry soos by 'n graf of 'n kus om dan net 'n oomblik hier te kom groet. Net vir 'n oomblik te kom stil staan hier by die tafel en net verplaas tot siens te sê. Terwyl die skyfies wat ons dit PowerPoint, terwyl dit ook anders so, jy kan kyk, so spandeer so 5 of so minute, daarna word die genooi aan die verversings, aan die ander kant, om dit te doen. Ek lees gou vir jou van 1 Thessalonicense hoofstuk 4 vers 13, hy sê, Paulus skryf, hy sê, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie tree soos die ander wat geen hoop het nie. Soos mag tree, ons tree met hoop. Ons verlang met hoop. Want as ons glo dat Jesus gesterwe het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep en die stem van 'n aartsengel en met geklank van die bassein van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Dan sê Paulus, bemoedig mekaar dan met, hy sê met hierdie woorde, maar ek wil sê, bemoedig mekaar met permissie, bemoedig mekaar met sulke woorde, positiewe woorde, goddelike woorde, Jesus woorde, Bybelwoorde. Kom ons bemoedig mekaar daarmee. Amen. Mag die genade van die Here Jesus Christus, liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en by u bly. Amen. Wie nou geleentheid om net hier by die tafel te draai, net vir oulaas totsiens te sê, en dan kan u oorbeweeg na die verversings toe. Die Here seën vir u. Amen. Yeah.
hande